Kom met die vriende, hartlik welkom hier by ons hervormde gemeente in Swartkreke. Die geestelike tuiste van ons sakkie vir die laaste jaar wat ek die voorreg gehad om te ken. En Marlene, Ron, Bets, op die Here se genade vandag weer groot wees. Mag hy sy hand oor julle hou. Mag julle die leiding van sy Heilige Gees self ook vertroos word en beskerm word. En mag julle die nagedagtenis van ons sakkie altyd koester. Kom ons sluit die oor, begin ons erediens. Wat God doen is volmaak, wat die Here sê, besuiwer. Elkeen wat by ons skuilings soek, beskerm hy. Gemeente genade en vrede vir u, van hom wat is, en wat was en wat kom, van die 7 geeste voor die troon van God, en van die Seun van God, Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. Nou die blaadjies is op die blad, sing saam met die familie ook gekies het, die 2 gesangers uit die erediens vandag, ons begin met gesang 602, ons sing strofe 1, 3 en 5 staande, vir die skriflesing. Ek sien die hemel kom, aarde en vry, die see en al wat skryf verdwaai, God self, om by ons bly. Oorwinnaars sal ons alles reg, die drink in die fontein, van lewenswater, eerlik, rein, en God sal oor ons skyn. Psalm 602, sing strofe 1, 3 en 5 staande. Gelukkig gemeente ons skriflesing vandag met die woord van die Here om in die tweede brief van die gemeente in Korintiërs, 2 Korintiërs hoofstuk 3. Ons lees daar saam vanaf vers 1. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom die lof toe. Hy is die Vader wat ontferm en die God wat in elke omstandighede uit ons gee. In elke moeilikheid help hy ons. Daarom kan ons ook weer ander help wat met allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle gehelp en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan
verduur, ons sal ons ook verduur. En wat julle betref, het ons 'n vaste verwagting. Ons weet dat net soos julle saam met ons deel het aan die lyding, so ook aan die uitkoms deel sal hê. Ons wil hê, broers, dat julle moet weet dat van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het, swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons self die hoop om te bly lewe aanvaar het. Trouwens, dit het vir ons gevoel asof die doodsonde klaar oor ons voltrek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sal vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. Dit is hy wat ons uit ons groot doodgevaar gered het en ons weer sal red. Op hom is ons ook bevestig. Hy sal ons ook verder red. Daartoe werk julle meer deur vir ons te bid. So sal die gebede van baie seën van God vir ons bring, dan sal baie ook hom dank. Tot sover ons skriflesing. Die woord van die Here leer vir ons krag tot door en onverweld, maar die woorde van die Here, dit bly vir ewig staan. Die teksvers van Prediker in 2 Korintiërs 1 vers 3b. Hy is die Vader wat hom ontferm. Hy is die Vader wat hom ontferm. Betroefde familie, vriende, liefdes van ons Here Jesus Christus. Na ons sakkie oorlede is, het Jessica op die groepie van ons sakkie gevra dat daar woord gegee moes word waarmee ons vir ons sakkie sou kon beskryf. Daar het een paar mense gereageer met 'n klompie woorde wat hulle daar gesê het om sy lewe te beskryf. Woorde soos byvoorbeeld bedagsaamheid, opvaardigheid. Iemand sê hy is uniek, vindingryk, standvastig. Ander was het moeilik om 'n woord te beskryf, en dit maar eerder 'n paragraaf gebruik om mee te beskryf. Nou wil ek volgens vir jou vraag. Hoe sou jy ons God beskryf? Hoe sou jy ons God beskryf wat jy in ons sakkie se lewe leer ken? Wat sou jy van daardie God sê wat jy by hom leer ken? Want ons het nog baie mooi woorde en terme in die kerk waarmee ons God in ons geloof beskryf. Ons sê hy is die allerhoogste, of hy is die allerheiligste. Psalm 91 wat ons almal baie bekend sê. Hy het die allerhoogste skuilings en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U, my toevlug en veilige vesting, by God op wie ek vertrou. Is dit die God wat jy in ons sakkie se lewe leer ken? Hoe sou jy ons God beskryf? Of ons maak dit 'n bietjie moeiliker. Johanita het presies 'n liedjie wat sê, jy moet onthou dat jou lewe dikwels die enigste Bybel is wat ander mense sal lees. As ander mense na jou lewe kyk, na sakkie se lewe kyk, hoe sou hulle ons God beskryf? In die kerk sê ons, hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Dit is hy wat die ontoeganklike lig bewoon. Hy is die skepper van die hemel en aarde. En so kan ons aangaan om al daardie baie mooi terme te gebruik om ons God mee te beskryf. Hy is dit. Hy is die allerheiligste. Hy is die groot God, die skepper van die hemel en aarde, die begin en die einde. Maar die Bybel praat ook van 'n God wat naby ons is. Deel is van ons lewe, deel is van ons verstaan, en deel was elke oomblik van ons sakkie se lewe. Daarom die vraag, as ons ons sakkie se lewe
met sulke mooi woorde kan beskryf. Hoe sal ons die God beskryf wat aan Sakkie hierdie voorreg en die genade van die Here gegee? Hy voorbeeld die Bybel ons God beskryf word. So daar in die begin van die Bybel lees ons van hierdie woorde wat ons ook in ons teksvers vanoggend gelees het, dat sê hy is die Vader. Hy is, of eintlik meer, hy sê ek is. Daar in Exodus 3, wanneer Moses kon vra, Here, wat sal ek sê, wie is die, wat is die naam? Hoe sal ek die bekend maak? Dan sê hy, is wat ek is, ja, die God wat is. Die God wat liefde is, wat genade is, wat ontferming is. Wat vir my en jou so lief is, dat hy sy seun Christus aan die kruis op Golgotha ons plek gegee het. Ons kon daaraan dink hoe die heidense koning Nebukadneser waar dit van Daniël God beskryf het in Daniël hoofstuk 4. Dis 'n heidense koning, maar uit Daniël se lewe uit het hy die almagtige God leer ken en dan sê hy, ek betuig met blydskap dat ek die tekens en die wonders wat die Allerhoogste God gedoen het kon belewe. Hoe groot is sy tekens, hoe magtig sy wonders. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Sy heerskappy duur van geslag tot geslag. 'n Heiden het in Daniël se lewe hierdie pragtige beskrywing van God kon gee. Dat ek sy tekens, sy wonders kon belewe. Dat hy die almagtige en die heilige God is. Dawid, baie bekende koning Dawid in die Bybel, die geskiedenis van Goliat, wat altyd nog baie bekend. Wanneer Goliat die lees uit lag daar, dan kom Dawid daaroor en sê vir hom, jy kom na my toe met 'n stok en 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die almagtige God. So beskryf die gelowiges die God wat ons aanbid. Maar daar is baie mooi psalm, en ek weet psalms wat baie mekaar dien, om Psalm 150, Psalm 135, wat ons God beskryf, Psalm 150 van die woorde en sê, ja, ons die Here nie ons nie, maar nie alleen om die eer toe, want dit is nie wat liefde en trouw bewys. Maar die heidene het by ander nasies afgode wat sal vergou die werk van mense hande. Dit sê, hulle maak afgode wat 'n mond het, maar hulle kan nie praat. Ons God praat elke dag met ons. Hier in ons gemeente het ons 'n groepie waar ons elke dag op oggend 6:00 boodskap uitstuur, spesifieke boodskap. Ja, op Sondag by hulle op die erediens. Male sonder taal. Toen sat die boodskap die gestuur op die gedeelde en met gepraat oor die dagstukkie wat hy vanoggend gekry het. Want die Here praat elke dag met hom, met my, met jou, wanneer ons sy woord oopmaak en daaruit lees en daarmee besig is. En daarmee ons troos, dat ons sakkie so naby, dat ons Here ook geheer het. Die vraag is maar net wat van jou lewe gesê word. Psalm 150 word 35 van verder en sê hierdie afgode wat hulle maak, het oë maar hulle kan nie sien nie. 2 Kronieke 17 vers 5 sê, die Here het sy oë oor op die aarde, dus die kan help wat om op regte hart dien. Dit is nie mooi nie, dit is nie pragtig nie. Die Here het sy oë oor op die aarde, sodat die wat om dien kan help. En dan kom staan ons vandag en ons sê, Here, dankie dat ons kan weer die oog ons sakkie gehad het. Die laaste tyd, die laaste jaar wat hy ernstig siek was, kom bekommernis, kom moeilikheid met sy gesondheid. Dankie dat ons kan weet, dat hy ook raak gesien en daarvan geweet het, en dat hy ook sy hart geken het. Psalm 135 sê, daai afgode het oor, maar dat kan nie hoor nie. Dis hoe anders as ek en jy met die voorrecht om elke dag met die Here te kan praat. Met die heilige en almagtige God te kan praat. Ons hart voel te kan uitpraat. Ons noem dit gebed.
Dankie dat ons kan weet dat oom Sakkie nawerk geleef het, en dat hy sy hart ook voor die kon uitpraat. Wanneer was het jy gedoen? Wanneer was jy jou in die kamer gaan en weer toegemaak, het jy jou vader gebid dat jy nie kan sien. Want hy wat in die verborge sien, weet wat jy nodig het. Jesus. Voordat wat ons het in ons hart voor die Here kan praat, en ons dra vanoggend vir die aan die Here op en vra, Here, hier is hierdie familie naby, ken hulle hart, ken hulle verlang, ken hulle hartseer, troos die self die Heilige Gees ook vir hulle, en lei elke dag. Maar genoeg verwysing in die Ou Testament, ons kyk in die Nuwe Testament. As ons hier in 2 Korintiërs hoofstuk 1 lees, vers 3b, hy is die Vader. Hier praat Jesus vir die disippels, sê vir hulle dat hy sy hemelse Vader begaan, in Johannes 14, en dan sê hy vir hulle, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Want dit is die Jesus Christus vir my en jou is, en vir ons Sakkie is, hy is die weg. Die weg na ons hemelse huis, die weg na ons hemelse Vader. En Jesus vertel in baie mooie gelykenis, hy sê, jy moet onthou, daar is een en nie een weg. Daar is een en net een poort. En daar is net een soort wysiger, die daar die poort die ewigheid sal ingaan. Hy wat vir Jesus Christus buig en sê, U is die Seun van God. Maar aan die einde van die Bybel in Openbaring lees ons dit so mooi. Jesus sê daar, ek is die môrester. Nou eers daar, kyk ons nog nie eintlik die sterre nie, want ons het die GPS wat ons vat waar ons wil wees. So as iemand, so man vir 'n meisie sê, hy wil van sterre kyk, dan kyk al ander plan. Jesus sê, ek is die môrester. Die môrester is daar die ster wat skyn wanneer al die ander sterre al gaan slaap. Die môrester is daar die ster wat praat van die nag wat verby is, van die hartseer en die pyn wat agter is. Daar die ster wat praat om dit van toepassing te maak op Sakkie se lewe, van die hartseer en die swaar en die siekte en die lyding en die nood wat agter is, wat verby is. Die môrester praat van 'n nuwe dag wat aanbreek, van 'n nuwe tyd wat nader kom. Praat van daardie helder dag wat aanbreek. Jesus Christus ons koning, ons kom haal en ons by hom sal neem. Dit praat van daardie ster wat ons lewenspad verlig. Dit is daardie ster wat ook aan Bethlehem gaan staan en sê, hier is die verlosser Christus gebore. En oor daardie ster, wanneer ons hierdie Kerstyd aan die geboorte van Christus dink. Daardie ster, die ster wat geskei het op Sakkie se lewenspad, ook in die dal van doodskade neem, om te neem, ons koning en laat ons verlos. Bedoel familie, is baie woorde waar ons op Sakkie se lewe kan beskryf. Ons kan sê hy is opwaardig en hy is dagsaam en hy is lief en hy is vindingryk. Standvastig. Wat van ons sê vandag van mekaar, dat ons kan getuig en sê dat hy 'n kind van God is. As jy ons Here moet beskryf, dan woorde sal jy beskryf. As jy mense moet beskryf, as hy goed moet beskryf wat hy in jou lewe sien, sal hy beskryf. Here is sy groot krag en genade vir ons daar te help, dat ons altyd aan sal vashou. Hy
hy vir ons die weg en die waarheid en die lewe is, en daarom ons sterk op ons lewenspad vind. Amen. Kom dan ons aan. Ons almagtige God en ons Vader, ons dankie vir die voorreg dat ons vandag hier saam kan wees in die huis om die woord en dat ons kan nadenk. Nadenk oor U as die groot en die almagtige en die alomteenwoordige en die heilige God. Maar meer as dit ook dat U die God is wat by ons is, wat ons daar sien, wat ons harte ken, wat U ook op ons het en die oor na ons beneig, probeer ons hart kan uitpraat en ons bekommernis in ons hart en ons wens aan die voete kan kom neerlê. Dankie dat ons kan weet dat U ons so lief het, dat U sê die enigste wat ons plek gegee het en daarom dra ons vanoggend ook die familie en ook gevra dat U by elkeen van hulle sal wees, dat U genadige hand oor hulle sal gebied, dat U hulle sal vashou, dat U hulle sal vertroos, dat U die Heilige Gees in hulle harte sal werk, dat hulle die geloof aan U sal vashou, U wat die koning en die rots van ons lewe is. Dankie vir Sakkie se lewe ons leer, Sakkie wat so lief as die plaas en die natuur, binne die natuur en naby die natuur te wees. Dankie dat ons uit sy lewe ook iets kon leer van die liefde wat U vir die skepping en vir die natuur het. Ons bid dat U ook vir hom daar en aan veilig sal hou, totdat ons tyd sal aanbreek, om daar die woorde te gaan en in die ewigheid te wees. Waar ons hier verder moet gaan, elke dag in die koninkryk, bid ons dat U ook hierdie familie sal lei, die gedagtes, vriende sal lei, die gedagtes en vreugdes en blydskap, mooie herinneringe van Sakkie altyd in laag om te saam met haar aan te verstik. Dankie Here dat U van ons lief is, dat ons die kinders kan wees. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Met die vriende ons tot saam vanoggend gesang 292. En die enige troos in lewe en dood is dat aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed en hy vir die koop is by hom kerk. Die vaste hoop. Hoop aan die Here en ek sal my van hom kan skei. Met sy kosbare bloed en hy vir die koop is my anker en vaste hoop en dan ook skrif 2. Gesang 292 is het 1 en 2 staande, waar eers en 10 dan staande bly vir die uitspreek van die seën.
vriende van die land is. Goeie familie, vriende. Dankie vir voorrecht. Ek hier om allemaal te sê, daar is so baie mense beweeg, want dat is toevallig, is die meeste van hulle so verdaag nie. So, ek wil begin, die alweens in die sê baie dankie. Het was ook die skering, maar baie bekend bereik was om die soms te lei. En ek wil net nou aansluit door ietsie. Jy weet, hy het gevra, wat was dit jy, wat was die wereld goed gemaakt, wat was die gebruik. Ons is familie, gesin is ook weer een paar jaar weer een relatieve ernstige episode, en allemaal altijd vir my vraag om te leer, hoe denk jy het iets geleer? En die antwoord was, dit is so baie mense, dat nie die stof van sy wereld wil afsluit. Die geleerde dit gee om nou te doen, om sy knede kan gaan. Ook vir die mense wat so oplossings in die was. En as dit die enigste doel is, waarvoor sak jy hier moes gaan en al die hartseer ons nou met ervaar. Mag dit wees dat ons allemaal weer ons buidels stof afsluit. En die stof ons nie afsluit na ons gebruik. Ons sal ook weer wat weet waar ons dit gebeur en antwoord die Here, maar ons kan een ding verseker weet. En as dit nie gesit in waar was, dan was niemand ons vandag nie. Want as ons nog oor die wet moes gelewe, was die helft van ons onrecht. So mag dit dan die boodskap wees van wat jy dat is. As jy uitstap, as jy ooit enig iets die iemand gehad, stap jy uit en maak vrede daarmee. Gaan baie persoon is wat jy laat sê. Ons het dit baie ons nie baie ons lees ons onderstel. En dan, by dit wil ek dan na die voorbeeld in jaar die dankie gesê, ook nie vir my anders sê baie dankie vir die livestream, wat hier dit is weer die bevolking geskreef, maar dankie vir ek bedank met wat help. En dat is al so baie mense wat wie die is vandag nie. Ek dink aan van vriende wat met hom maak. Daar is so baie van my vriende wat nog in die land sit. Wat so baie graag iets sou wil wees, maar dit is die exercise wat ek om die krijg en nie op relaas en soos. Maar die vriende van my, die vriende van Sakkie geworden. So vir hulle wat die livestream in my doen en wat kyk, en dankie vir wat julle Sakkie se wereld beteken. Dit is vir my verskillende voorrecht om ons later wil nie saam te kon kuier en nieuwe vriende te kon maak. Dan sal een paar ander mense, ek wil dit ook net doen, sodat jy me kan sê dat ons is so. Die ouds van die Londen gemeenskap, ek wil net vir julle sê, dit is eintlik 'n fenomenale groep mense. Veral die wat reg aan ons grens. En dis ook die mense wat die Sakkie, maar dat die eerste keer omgekom 11 jaar terug. Laat jy die gemeenskap in getrek en om welkom wat vir en daar moet ek 'n paar name pertinent doen. Jimmy Karina, wat jy als Sakkie genoem. Skies hulle water aan al. Goeie persoon. Ongelooflik waar, is voor een ander gedrang wel. Jimmy Karina, baie dankie. Ek kan die hele dag weer praat, omdat dit als dit liefheid vir julle was, maar ek gaan dit ook hou, want dan ek het jou video. En dan, ek verwijs al as die donderdag bende. Woensdags, Kassie, julle is, alle mannen wat is op die kom bederf, donderdag, dat ek op maandag moet snap. Ek word nie wacht vir die dag, dit was die hoogtepunt van die week. So vir julle wat omgetrek het, het vir hom beskrik baie sy die betekening. Baie dankie dat julle gedraai het in die moeilike tyd, ook die tyd wat hy gezond was, dat julle met hom tyd spandeer het en hom welkom wat vir julle gemeenskap. Ek het nooit genoeg vir julle dankie sê. Maar wil ek net terug oor die gesprek met Paul van die wat gesê om nie
Allemaal in daai area. Patrice, Rupert, Cassie, Niels, ek het genoeg. As iemand het nog nie, Jan, Lorees, julle het verskrikkelike groot rol in Sakkie se lewe gespeel, hy was baie baie. En dan met beide op daar, dis Sakkie was ook daar baie. En die rol wat hy se lewe gespeel het, sal ons ook nie as 'n gesin en as 'n familie vergeet. Maar hy het vergeet gehad. Daar's 2 mense wat ek vandag wil iets van hoor. Weet ek sien hulle iemand by 'n begrafnis dat iemand moet slegs wil sien. Dit is die beste mens op aarde. En Sakkie het maar sy uitval in almal gehad. Dis 'n verskillende almal gehad, meeste met my. Maar toe ek en hy het dit al om 4 uur met 'n glas water uitgekry. So dit was die lekker van Sakkie, die nice van Sakkie, dit het altyd van ons onthou. Ons kan die grootste verskil vandag al, maar vanaand ons om 4 sit en môre kom ons op verkeer as dit gespreek. Maar as 2 mense van wie hy verskriklik baie tyd gehad het, probeer hy nooit redelike woord oor sy klippe gehad. En ek wil hulle vandag uitsonder. Eerstens, Cornelis, Olivier en sy vrou, hulle het 'n ongelooflike spesiale tyd in Sakkie se lewe gehad. Ek sit hier dag op die braai al saam met my boodskap van Cornelis se vrou gestuur. Ek het al op luister en nooit ontmoet nie. En ek wil nie glo dat iemand so 'n boodskap op kan stuur, met soveel liefde en soveel respek en soveel opoffering en soveel aanbieding om te help as hulle is. So die hele baie wat is die hele omgedra en ek het julle saam ons spandeer het. Ons waardeer as 'n gesin en as 'n familie, ons kleintjie en ons sessies wat hulle verskriklik baie. En dan gaan ek vandag iemand uitsonder spesifiek. Morgen in Amelia, sy gesin, maar ek het prachtig met my se kinders. Ek weet daai mense, sondag, ek wil veel doen. Sondag wil ek gaan tot Sakkie, die oorlog en die chocolate gevat. En tussenin hulle gaan kuier, en wanneer dan moeilijkheid was het hulle uitgesorteer. Dis een man ook in die middel nog die vir Sakkie 'n paar keer die hospitaal gebruik. Dit is verder so uit, sy gesin is agterdaag. En ek dink nie, maar ons kant op, van die familie se kant op. Is daar genoeg woorde om dankbaarheid te bespreek of te noem, of om jy ook te vergoed vir wat jy vir Sakkie gedoen het, vir ons as 'n gesin gedoen het, en dan praat ek wat van my is, dit is wat in my gesin. Ek dink as daar 'n definisie van engele waarde was, dan sal dit dit geval. So baie dankie vir die opkomst, vir julle gesin, ek wil vir die toekoms ook gaan. Ek wil afsluit met volgende. Daar's een persoon wat toevallig is doet, wat ongelooflike rol in Sakkie se lewe speel. Iemand wat 'n broer afgestaan en wat met al daai hartseer vandat hy die hospitaal vir Sakkie ontvang het tot in die vandag al die redes belangrijk gemaakt. Maar die moeilijkste tyd waar we met twee kant is, het lijkt niet voor jou en dat ek persoonlijk is, maar jy het nog nie, en ek sal veel nog doen, dat is natuurlijk dankie sê. Maar ons herinner ek en dan voor, hulle sal my toelaat om ons te loop te praat. Julle twee, is goed belangrijk. Daar is ook nie genoeg woorde of genoeg monetaire waarde wat gekoppeld kan word aan dit wat julle moes leergaan en wat julle als gedoen het. Dis al die wat julle se lewe beteken. So julle wil asseblief heel laaste uitsonder, so verskrik. That's me.
Ik ben bij de familie mee pas en wij zitten voor de gesprekken namens de familie en vrienden. Volgens mij naar de laatste jaren doen, nu wel. Familie en vrienden daar gaan overleden wees vir die laaste eer betoon by die Sakifori. Ons gaan so reël vra asseblief die naaste familie eerste geleentheid gee om haar om te neem hier by die kussineer te sit, want vir buite beweeg, buitekant toe by daardie deur uit en die res sal dan spoedig daar by ons net al oor die bome daarnaast ons beweeg na die saal toe, vir 'n versing daar by die saal. Daar het die almagtige God behaag het om in ons midde weg te neem, ons tans gestorwe broer in die geloof, Sakifori, vertrou ons en liggaam in die aarde toe, aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. En die vaste en sekere wete die opstanding van die ewige lewe, deur ons Here Jesus Christus, wat ons swak en sondige liggaam, aan sy verheerlikte liggaam gelyk sal maak en ons tot ons sal neem in ewigheid. Amen. Daar is nou 'n geleentheid vir 'n laaste eerbetoon, kom ons vir die naaste familie eerste geleentheid asseblief. Wie gaan het wees? En wat jy? Like dit my gevra, en ek het verstaan op my dit kan doen nie, en dit is my nie voor te staan. En my gevra het ek een brief wat hy vir Sakkie geskryf het, en allemaal voorlees. Waar begin mense van Sakkie, of van Sakkie voor Sakkie te praat? Ek moet ons Hemelse Vader bedank, dat hy 62 jaar, 11 maand en 15 jaar ons gespaar het. Wat die deel was van my lewe. Jy was my beste maat, my grootste vriend, my vertrouweling, my raadgever, die beste broer. Die beste wat die Hemelse Vader vir ons kon gee. Jesus het die woensdag van die 4de Desember weggeneem in ons hemelse huis. Ek weet jy is daar ons baie Jesus gegaan. En ek weet dat ek geloofsbetuigings was. Ons het dit omgeskrewe in stem gehad. Ek bel jou al elke oggend is 6 en 7 klok saam. Het jy mekaar sy stemme te hoor, wat hy 2 keer per dag. Waarom is dit as ek nie bel, dan het ek het gehoor. Soms as ek bezig was met iets en ek bel, het jy altyd gesê, het jy altyd gesê, jy kan nie dit waar nie. Ek het soms net vir 1 of 2 weer gestop, maar ek het gesê, ek kan 'n keer het oorgeslaan, as ons gesprek altyd onthou. Ek weet nie hoe die lewe sal hy opgepak nie. As jy hier was, sê jy gesê, nee, dit nie. Staan op, sit jy voet voor die alleen gaan, lewe sal weer is. Jy kan nie gaan neem. Dit is wie, wat jy was, en hoe ek jy sal onthou. Niks was ontmoet. Ek wil alweer van als saam, wat het sê die ontmoet, wat jy dit gedaan. Jy het alles met degelijk oorgehaal gedoen. Van oorsmaak tot stalwerk, en noem dit dat jy was vir niks bang. Net verloor, dat jy is bang, dit is nie altyd aangegaan. Saak, ons het as familie, weet iets maar in myself, vir jou eindig baie lief gehad. Jy sal alles vir ons goed doen, as jy kom. Saak was nie vir konflikt, jy sal vrede maak, of ek wegstap. Maar hy is nie bang om sy stap te bly. Saak jy nie volte gehad. En as ek verkeerd was, het hy my altyd by my reg aangespreek en by my reg aangesê. Mense wat jy geken het, sê dat jy is krapie doorkom. Jy was beslis nie.
jy die mense met jou aangekruis is nog meer, sonder dat jy moeite gedoen. Geen kind wat ek van weet, nie van jou gehou nie. As jy sien, dan is jy eerder swaar as ek. Sal dit allemaal sonder uit lief gaan, sy familie. Sy familie en sy vriende, sak jy die plaas Londen en swaar as dienskap van my na lief gaan. Hy het 'n spesiale liefde vir die derde part wat net hulle moet verstaan. Sak sy alle vriende het op alles geteken, en naam sy afdruk was vir 'n geweldige slag, want hy het meer as eenmaal van my gedoen, dat ook naam vir ons soos vader vergeel was. Hy het ook ander vriende soos Jimmy, Cassie, Monstras, oor my neus, en met baie ander as broers beskou, en nie net as vriende. Hy het hulle regtig lief gehad, en my altyd op hoogte gehou van hoe dit met almal gaan. Ek het van elke vriend van Sakkie geweet, dan voordat ek ook doen. Daarom wil ek elke spesiaal bedank. Vinnie, Jimmy, Cassie, Ornay, Niels, dis jy. Hier is die begon hier. Daarom wil ek elke spesiaal bedank vir Jimmy, Cassie, Ornay, Niels, soos al die ander wat naam was, sê baie dankie. Ek weet jy het saam sy lewe so maklik gemaak. En soms sy lewe om deel dit soveel moeite soos jy weet. Van al die baie kuier saam, hy het toe geniet, was hy ook geblind. En ek het van alles geleerd wat gebeur. Sakka, ek sal jy nooit vergeet nie. Mag ons elke 3 dag sy lewe vriend, en mekaar nog steeds het gebeur op dat liefde bly. staan asseblief vir 'n laaste eer betoon.
get this one?